kind se leesvaardighede te verbeter, dan is Parman deur Leon de Villiers die perfekte boek vir julle. Wat is die? Parman? Dit lyk interessant. Parman by Leon de Villiers. Kom ons kyk. Krokodille. Parman stap deur die bos. Parman en hy stap verder. Dit is my lyfie en ek sê nee. Kyk hoe kordaat, roep die meerkat. Staan stil, dat ek jou keeltjie kan kielie. Nee, sê Parman en hy stap verder. Dit is my lyfie en ek sê nee. Wat 'n dierbare gevreetjie, lag die blou aap. Kom gee my 'n drukkie. Nee, sê Parman en hy stap verder. Dit is my lyfie en ek sê nee. Parman kyk sy ma se liefdevolle oë. Ja, sê hy en gee sy ma 'n baie stywe drukkie. Hoe kom nou al die diere in die boek aan Parman se lyfie? Ek verstaan nie. Want dit is sy lyfie en hy sê nee. Dit is belangrik om te onthou dat jou lyfie spesiaal is en dat almal toestemming moet vra om aan jou lyfie te raak. So my lyfie is spesiaal. Hey! Parman deur Leon de Villiers is 'n uitstekende keuse vir graad R. Kinders se visuele geheue ontwikkel deurdat kinders die prente kan onthou in die storie. Hulle kan dit ook dan oorvertel vir hulle maatjies. So word die kinders se woordeskat bou van begrip en storievolgorde ontwikkel. Hierdie boek is baie belangrik en dit help kinders om hulle emosies te verstaan. Iets wat baie belangrik is vir hulle sosiale en emosionele ontwikkeling. Ek moedig julle ouers aan om hierdie boek met julle kinders te lees en oor die karakters te gesels. Mamas, kan julle ook vandag al die kleintjies na die mat stuur? Ek het 'n opgewonde aktiwiteit vir hulle. Goed. So, Shailene gaan vir ons uit die mandjie en gaan sy hierdie prentjies van al die diere wat in die storie voorkom in die regte volgorde pak. Maar sy moet hierdie pyltjies gebruik om die volgorde aan te wys van hoe hulle die storie voorkom. Goed, Shailene, kan jy dan vir ons wys hoe die diere in die storie voorgekom het? Pak gou vir jou dit in die regte volgorde. Pragtig! So, hierdie aktiwiteit sal dan die kind help om hulle geheue te motiveer en te stimuleer. Die kind kan dan maklik onthou en vertel hoe die storie geëindig het, die begin en natuurlik wat die probleem in die storie was. Goed, so aan die einde van die storie het hierdie klein man by sy mamma opgeëindig en haar 'n stywe drukkie gegee. Mamma, ek soek daai boek nou. Ons moet dit nou gaan koop, mamma. Ja, my kind, ek sal dit nou vir jou gaan kry. Parman, die perfekte boek vir jou.